Baie welkom by die video boodskap vir die tweede Sondag van Paastyd. Die tyd wat ons in die besonder vier dat ons 'n lewende en opgestane Here dien, vertrou en in 'n verhouding leef met hom. Ons gaan aangaan met verhale oor Jesus se opstanding, Jesus se verskyninge as die opgestane Here. En vandag se boodskap gaan kom ook uit Johannes 20. So ek gaan vra, as jy daar by die huis wil saam met my lees, voel vry om te stop en gou te soek. En dan wil ek vra dat jy rustig raak net daar waar jy is. Deur net vir 'n oomblik jou oë toe te maak of net rustig te laat rus en 'n bietjie diep asem te haal. En soos jy diep asemhaal, word bewus daarvan dat hierdie lewende Here wat ons aanbid en saam met wie ons leef, dat dit hierdie God se gees is wat in jou leef, wat nader aan jou leef en is as die asem wat jy inasem. Heilige Gees wat in ons woon, maak hierdie woorde nou vir ons lewendig, ook eeue nadat dit neergeskryf is. Amen. Ek lees vir ons uit Johannes 20, ons gaan begin by vers 19. Dis na die verhaal van Jesus se opstanding en sy eerste verskyning aan Maria Magdalena, en dan verskyn hy nou vir die eerste keer aan die disippels. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense so sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spykermerke en my hande nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Jesus het nog baie ander tekens vir sy disippels gedoen wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Ons gaan tot daar lees vir hierdie boodskap. Ons dogtertjie Abby raak dikwels wakker in die nag. En soos enige ander persoon wat in die nag wakker raak, wat nog te sê van 'n 4-jarige, is sy gewoonlik gevul met onsekerheid en soms selfs vrees. Want
in haar kop weet sy natuurlik, sy is nie alleen in die huis nie. 'n Paar tree oorkant haar kamer is haar boetie se kamer waar hulle slaap en 'n paar tree in 'n ander rigting is ons kamer waar ons slaap. Maar soos enige mens soek haar lyf daai sekerheid. Haar sintuie soek bevestiging dat sy nie alleen is nie. Hulle soek bevestiging van wat haar kop reeds weet. En dan klim sy by ons in die bed en sy slaap rustig verder voort. Sy was nooit in hierdie hele situasie of is nooit in hierdie hele situasie sonder haar ouers of sonder 'n verhouding met ons nie. Maar soms, net soms, wanneer die lewe 'n bietjie donkerder en meer onseker lyk as gewoonlik, het ons bietjie meer bevestiging nodig dat alles nog is soos wat ons dink dit is. En dit is waar ons vir Thomas vind in hierdie teks. En ek wil sommer ook begin deur te sê dat dit is 'n ryk teks en hier's baie plekke waar ons kan stil staan. Maar omdat ek voel Thomas soms bietjie ingedoen word deur die geskiedenis, gaan ek kies om met hierdie boodskap stil te staan by Thomas se storie. Thomas was nie 'n twyfelaar nie. Hy was net 'n mens. In ruk terug het Caroline Lewis, 'n teoloog van Amerika, hierdie teks weer opnuut vir my oopgebreek in 'n sessie wat sy gedoen het waarby ek toevallig was, deur te sê dat hierdie bynaam wat Thomas dikwels kry, Thomas die twyfelaar of twyfelende Thomas, nie eers net onregverdig is teenoor die arme Thomas nie, maar dat dit eintlik heeltemal dit wat in hierdie verhaal afspeel se punt mis. Sy verduidelik verder dat Thomas nie eintlik vra vir bewyse omdat hy skepties is nie. Dis nie 'n wetenskaplike bewysstuk waarmee hy besig is hier nie. Hy vra eintlik net bloot vir wat die ander disippels reeds ontvang het. Teen die tyd wat hy hoor Jesus het opgestaan, het Maria Magdalena, sowel as al 11 ander disippels, die opgestane Jesus met sy merke, met sy wonde gesien. Hulle het gesien hoe hy lewe, hoe hy praat, hoe hy asemhaal. En Thomas wil ook net dit hê, 'n ontmoeting met die opgestane Jesus. Iets belangrik om te onthou is dat in die Johannes-evangelie, as daar gepraat word oor om te glo, dan gaan dit oor in verhouding wees met Jesus. Geloof in Johannes, die Johannes-evangelie, is nie eerstens iets wat in jou kop gebeur nie. Dis eerstens jou verhouding met Jesus. Thomas se vraag is eintlik, hoe kan ek weet dat my verhouding met Jesus die kruis oorleef het? Hoe kan ek weet, hy ken my nog? En dit is nie 'n geloofsvraag soos wat ons gewoonlik daaroor dink nie. Dis 'n verhoudingsvraag. Maar voordat ons weer kyk na hoe Jesus reageer op Thomas en wat ons noem sy ongeloof, wil ek graag vir julle 'n storie vertel wat ek en Abby ook elke aand luister voor sy gaan slaap. En ek dink dit help ons ook so bietjie om iets te verstaan van Thomas se situasie. En dit is die verhaal van Bazoo en die stukkie swart nag. Nou vir die wat dalk nie weet nie, Bazoo is 'n skilpaadjie en hy woon op Tafelberg. En sy werk in Fynbosbuurt is om die nuus van die dag op die nuusklip te skryf. Nou daar's gewoonlik allerhande storieetjies op die nuusklip. Bazoo lees die meeste van al die diertjies, so hy weet ook die meeste en daarom het hy hierdie spesiale werk gekry. Maar eendag kom rapporteer die diertjies allerhande snaakse goeters aan Bazoo en hulle wil hê hy moet dit alles skryf op die nuusklip want hulle voel dit is baie belangrike nuus. Die eerste diertjies kom vertel vir hom dat daar stukke swart nag is wat val uit die lug uit.
Nou voordat Bazoo nog kans kry om vir hulle te vertel dit is nie moontlik nie, kom die volgende diertjie en vertel vir hom, maar daar's 'n baie siek boom daar by die spelonk, want sy blare het almal swart geraak en dit val af. Weereens kry Bazoo nie kans om te verduidelik dat dit nie vir hom reg klink nie, voordat die mol vir hom kom sê, ek kon nou nie sien wat daar aangaan nie, maar ek het sulke snaakse klik geluitjies heeltyd gehoor daar by die spelonk. En dan was daar selfs pogings tot moord gewees daar by die spelonk. Soos julle kan raai, is hierdie diertjies redelik ontsteld of minstens ongelooflik onseker oor wat aangaan in hulle rustige fynbosbuurt. So uiteindelik besluit Bazoo hy moet gaan ondersoek instel en agterkom wat gaan regtig aan hier by die spelonk, want dit klink nie vir hom reg nie. En uiteindelik is daar bevind dat die stukkie swart nag eintlik vleermuise is wat ingetrek het in die spelonk. En Bazoo en sy vriende het toe uiteindelik rustig saam met die vleermuise kon saamwoon toe daar beloof is dat daar geen insekte meer beseer sal word behalwe vliee en muskiete nie. Hierdie storie is 'n snaakse manier om maar net vir ons te help herinner dat enige iets so swart nag lyk en enige onsekerheid vir ons kan omkeer en ons hele wêreld kan omdop. En wat kom Jesus dan en doen Jesus? Kom ons kyk weer, wat het hy kom doen met Thomas? Toe Thomas gevoel het, daar val swart stukkies nag in sy wêreld en sy buurt is omgedop. Thomas het sopas die kruis beleef en hy hoor dat Jesus lewe, maar hy weet nie of dit waar is nie. Die wonder is dat wanneer Jesus weer verskyn aan sy disippels, praat hy direk met Thomas. Hy herhaal Thomas se eie woorde eintlik terug aan hom, punt vir punt, en uiteindelik gaan hy ook saam met Thomas wond vir wond. En hier lê eintlik die punt van hierdie verhaal. Nie by Thomas se ongeloof nie by Thomas se twyfel nie, maar by die oneindige genade wat Jesus wys vir Thomas. Jesus kom eintlik daarin en hy nooi vir Thomas met sy twyfel, met sy onsekerheid, met sy behoeftes wat hy nodig het in daardie oomblik om weer sy verhouding met Jesus te bevestig. Dit waarna sy liggaam en sintuie smag, dit gee Jesus vir hom. Want Jesus wil vir hom wys, hulle is nog in 'n verhouding, selfs na die kruis en die opstanding. Die opstanding van Jesus is 'n bevestiging van ons ononderbroke verhouding met Jesus, ook vir die disippels wat alreeds in 'n verhouding was voor sy dood met hom. In die afskeidsmaaltyd wat Jesus en sy disippels het voor sy kruisiging, vra Thomas vir Jesus, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons die weg ken? Hoe kan ons weet hoe om te kom waar jy gaan, vra hy eintlik vir hom. En dan antwoord Jesus vir hom in daai baie bekende woorde. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wanneer ek daai woorde lees, dan wonder ek ook in die lig van die verhaal wat ons nou saam lees, of hy toe al werklik verstaan het, hy wat Thomas is, wat Jesus vir hom sê, wat Jesus se antwoord is aan hom. Maar hier in ons verhaal kry ons die hele antwoord. Die opgestane Jesus is die weg. Hierdie verhouding wat Jesus met sy disippels het, met Thomas het, met ons het, loop deur die kruis, deur die dood. Nie eers dit kon God weghou van 'n verhouding met ons nie. Thomas sien die opgestane Jesus. Hy sien sy wonde. Hy kan vat aan Jesus se wonde en hy bely, my Here
en my God. En in daardie belydenis kan ons hoor, dis 'n belydenis van iemand wat nie net oortuig is met woorde nie. Hy is nie net oortuig deur dit wat die ander disippels vir hom vertel het nie. Dit is 'n uitroep van iemand wie se verhouding met die Here bevestig is. En hier is ek redelik seker verstaan Thomas nou regtig wat Jesus vir hom gesê het die aand voor sy kruisiging. Die stukkie swart nag, die kruis, die dood, is skielik nie meer so vreeslik vreesaanjaend vir Thomas nie. Want Jesus het dit bevestig met sy eie teenwoordigheid. Hy is nog in 'n verhouding met hom, met sy disippels. Jesus blaas selfs in daai eerste ontmoeting met sy disippels, sy Heilige Gees. In die Johannese Evangelie gebeur die uitstorting van die Gees reeds hier. Hy blaas sy Gees oor sy disippels, ook as bevestiging dat hy teenwoordig is by hulle, maak nie saak wat met hulle gebeur nie. En uiteindelik is hierdie die evangelie, die goeie nuus, wat ons in hierdie verhaal vind. Vir elkeen wat al gevrees het, dat God hulle vergeet het. Elkeen wat al deur lyding gegaan het, en gewonder het, is U nog hier? Ken U my nog? En dan sê Jesus se opstanding, ja, ek is altyd hier. Die opstanding is nie 'n gaping tussen 'n verhouding wat Jesus met sy disippels gehad het en een wat eers weer later kom met die Heilige Gees nie. Dis juis 'n waarborg dat daar geen gaping sal wees nie, ooit nie, ook nie vir ons nie. Die woorde wat Thomas hoor by Jesus is ook vir ons. Die genade wat Jesus uitreik na Thomas toe is ook vir ons. Elke erediens, elke nagmaal, elke lees van die Bybel, elke klein oomblikie in jou lewe waarin God in ons dag met opstandingskrag en sy opstandingskrag se werk en teenwoordig is. Selfs ons onsekerheid, ons behoefte na bevestiging, dit nooi God in daai oomblik in. Dit nooi God na sy gewonde, opgestane liggaam toe, om vir ons ook te verseker, ons leef in verhouding met hom, en geen kruis en geen dood kan dit stop of keer nie, of verander nie. Amen.
April se barmhartigheidsaksie tema fokus op werklose mense. Daarom samel ons gedurende April klere, reënklere, komberse, sambrele en voedsel in wat ons vir die ACVV, Stellenbosch voedingsaksie, Stellenbosch nagskuiling en Stellenplooi wil skenk. Die deuroffers sluit aan by die tema. Christus is die Heer. Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou, om so sy groot opdrag uit te leef. Geroep, gewillig, gestuur.